Die renjaer Adriaan Nel was die afgelope naweek byna onoorwonne in die finale rondes van die Investchem MSA F4 reeks. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Brief van der Walt en vandag gesels ek met die einste Adriaan Nel wat hier saam met ons in die ateljee is. Maar vereers gaan kyk ons na die nuutste inskrywings in Republikeinse Kiki kompetisie en dan gesels ek en Ogitu Greig oor die nuutste nuushooftrekke in vandag se Republikein. Bly met ons. Vir jou is hy glad nie 'n vreemdeling nie. Ogitu Greig saam met my in die Klets Kompas ateljee. Ogitu, gaan dit op hierdie Dinsdagoggend? Goed, dankie. Bietjie blou. Bietjie blou. Jy's mooi blou aangetrek. So. Dankie. En dan jy is ons mynbouman by Republikein, Ogitu. So jy het seker 'n mening of twee oor die sage met die minister, voormalige minister van mynbou, energie en nywerhede. Ja. En dan nou ook die adjunk eerste minister. Ja, ons het Sondag die nuus gekry dat hy laat gaan is. So dit is 'n bietjie van 'n verrassing. Ek dink daar was baie spesifieke aanduidings dat dit sou gebeur nie. Maar ek dink dit is nodig dat ingegryp word omdat as mens spesifiek kyk na mynbou en energie. Die twee ministeries is baie bedrywig. Daar is baie wat hulle moet oorsig oorhou en baie besluite wat vinnig geneem moet word. As jy nou kyk, mynbou spesifiek, daar is 2 of 3 Iran-myne wat net reg staan om te begin die myn te bou. Hulle wag net op die Iran-prys internasionaal om sekere vlakke te bereik. En Iran-pryse styg op die oomblik nog al vir 'n geruime tyd en die verwagtinge is dat daar nog meer styg sal kom. So daai vlakke sal bereik word, miskien vroeër, miskien later. Maar in ag van mynbou, as jy nou kan in gesprek tree met die minister, sekere dinge onderhandel en ooreenstem en miskien vroeër begin bou, is dit in almal se belang. Maar as jy nie die minister in die hande kan kry nie of vir maande lank nie 'n afspraak kan kry nie, dan vertraag dit alles. So ek dink dit is miskien 'n goeie verwikkeling, alhoewel ek wonder, die president het reeds soveel verantwoordelikhede. Sal sy nou regtig tyd het om te sit met die mynbouleiers en daai gesprekke te kan hê. Aan die ander hand, sy het reeds gister met die amptenare van die ministerie van mynbou vergader en hulle ingelig oor die bevordering of die verwikkeling. Ja. So miskien is dit 'n aanduiding dat sy wel baie betrokke sal wees. Ook in ag van energie, jy weet, ons het groot planne vir die groen waterstof. Dit alles hang af op die bou van nog baie meer hernubare energie aanlegte. En daar is besluite wat dag in en dag uit moet geneem word, onderhandelinge wat afgehandel moet word om daai hele ding te bespoedig. Intussen, ek weet, Nampower is baie bedrywig om die kragnetwerk te versterk. So daar is baie wat aangaan en iemand moet gedurig besig wees. Ja. Dan wil ek by jou hoor, natuurlik die idee moes nou, daar's baie presidente, veral stigtingspresident Sam Nujoma in Namibië se geskiedenis, wat hierdie nou al van tevore gedoen het. Jy weet 'n minister, ek wil nie sê uitgegooi nie, dit is 'n bietjie lelik, maar jy weet 'n minister in die pad gesteek het en toe nou gesê het, okay, hierdie mandaat val nou vir eers onder my. Hoe lank dink jy sal dit wees totdat 'n nuwe minister in hierdie mandaat aangestel word?
Ek dink in hierdie geval hoe langer dit neem, hoe meer skade sal dit doen. Nie net in terme van praktiese besluitneming en die tipe dinge, maar ook in ag van Namibië se reputasie, hoe die wêreld ons sien. Ons is baie afhanklik van buitelandse belegging, direkte buitelandse belegging. En te veel mag in een persoon se hande. Dit is nie iets wat direkte belegging aanmoedig nie. Inteendeel, dis baie beter as daar sterk wetgewing is, sterk instansies is, sodat dinge kan voortgaan, alles een of ander persoon nou nie die dag beskikbaar nie. Maar in hierdie geval, alles lê nou onder die president se gesag. As sy die dag siek is, miskien vir 'n week, dan staan alle planne vir of sy moet elders wees as president. Die wat land gaan verteenwoordig. Wat kan gebeur? Ons verwag natuurlik gedurende hierdie komende verkiesing sal sy ook baie besig wees. Sy is ook die president van die SWAPO party. Hoeveel aandag sal sy gedurende daai tyd kan gee aan mynbou of energie en nywerheidsontwikkeling. Dit is ook 'n baie belangrike ministerie. Daar is baie wat kan gedoen word om die land te bevoordeel. Ek weet nie of die pas van werk daar in die afgelope jare so goed is nie, of so baie vinnig gedoen word nie, maar as iemand daar kan aandag gee en werk doen, sal dit ons almal baat. So as die besluitnemer nie beskikbaar is, sal dit ook ons almal bietjie seer maak. Ek dink die enigste een wat nie eintlik baie saak maak is die adjunkt eerste minister. En dit is nou die pos wat vakant is. Ja, ons eerste minister is baie bekwam. Die adjunkt is eintlik net daar nodig om in te staan as die eerste minister nie beskikbaar is nie. Maar die eerste minister het ook sy eie werknemers, sy eie kantoor. Daar is bekwame mense wat daar aangestel is wat dinge aan die dryf kan hou terwyl hy miskien iets anders moet doen. So ek dink ons sal baie impak hê as daai pos. Ons kan ewen sommige mense voel en ek sal saamstem, ons kan ewen wegdoen met daai pos. Ja, ek dink jou adjunkt eerste minister is nou maar vir ingeval Elijah Ngurare dan nou die dag met 'n hoesie wakker word. Ek dink dit is nou maar eintlik die eerste minister se. Ek dink hy is die tipe persoon wat werks toe sal kom met 'n hoesie. Jy weet, hy sal nie sommer sy plig dis die indruk wat hy nou al by my geskep het en oor die jare behou het. Ek dink hy sal aan die werk bly. Hy het 'n passie vir wat hy doen. Ja. So ek weet nie dat ons daai pos werklik nodig het nie. Miskien kan ons so 'n bietjie 'n paar rand daar spaar. Ja, so gepraat van aan die werk bly, ou Gito, jy moet ook terugkom by die werk. Baie dankie dat jy by ons was op Klets Kompas. Ons gaan kyk nou, hoe maak jy weer môre? Have you ever wondered why Grandma keeps her money under the mattress? And why is Angela uninsured? The Namibia Financial Inclusion Survey 2025 will help us find all the answers. From 6 October till the 4th of November 2025, the Namibia Statistics Agency teams in uniforms with tablets will visit homes across all 14 regions to learn about financial access, informal banking and saving habits. Email us at info@nsa.org.na or at 061 431 3200. Ons gaan kyk nou hoe maak die weer môre met jou. Op Katimamulilo gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 26 grade Celsius en 'n maksimum van 39. In die hoofstad ook gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 31 en bewolk op Enhana met 'n minimum van 21 grade Celsius en 'n maksimum van 37. Op Swakopmund is sonnige dag môre met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 15 grade Celsius. Winderig op Bloederitz met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 24 en op Reebot ook 'n sonnige dag met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 33. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality.
Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Goeiemôre, ek is Jasper Blou en vandag gesels ons met Hendrik Prinsloo. Nou Hendrik, jy het vandag die OS kampioenskap gevat met die A-klas. Jy lyk vir my baie tevrede en verlig ook, ja. Hendrik, sê gou vir my, gee my so 'n bietjie agtergrond, waar boer jy, met wat boer jy alles? Net so 'n bietjie duidelikheid en agtergrond met wat jy mee besig is. Okay. Jasper, middag julle almal. Ja, baie dankie, dit is vir my 'n godsgawe om met beeste kan werk, maar ook ons het vandag historie in die ring gehad. Dit was maar maagwerk en benoude oomblikke, maar ja, ek boer nie omgestammer aan omgewing en ek het predominantly meer by spekulasie bedryf. Goeiemôre almal, ek is Henriette Legrandsie, ons besit die Aurora Brownwee stoet. Ons boer tussen Steinhausen en Sommerdown, naby Otjinene, en ons boer nou al vir 20 jaar met Brownwee, en dit is vir ons baie lekker om met hulle te boer, aangesien dit 'n baie mak ras is en baie maklik hanteerbaar is. Goeiemôre, ek is Bertus Kalitz, langs my staan Petrus Mbuka. Ek boer daar in Gobabes omgewing met Charolais. En die bulkalf wat hier staan was op Windhoekskou 2025 was hy die bulkalf kampioen in die Charolais ras sowel as die raskampioen. Wat 'n groot verrassing was vir my, want hy moet nou môre gaan deelneem in die interras teen die senior bulle. Maar volgens die beoordelaar, as hy korrek is, dan moet hy gaan deelneem. So ons sal maar sien wat gebeur môre. So, housing requirements. We want to make sure there's good airflow, like we said, roofs high enough gap in between, that the air can be replaced. We mustn't walk into the building and smell lots of manure inside the building. We want to make sure that there's water. The water needs to be clean and cool. Renjaar Adrian Nel saam met my in die Kletskompas ateljee dit nadat jy ek glo Sondag geland het terug in Namibië. Jy lyk vir my nog bietjie moeg. Ons is reguit in die werking gewees, so daar was nie 'n blaaskans gewees nie. Nee, glad nie. Daar was ek weet nou amper gesê raaskans. Ek dink daar was raaskans by Swartkop self. Ja, genoeg. So vertel vir ons bietjie MSAF4, jy was aan die begin van die reeks hier by ons gewees en nou is jy terug, derde geëindig. Hoe voel jy daaroor? Ons is baie bly oor wat ons reg gekry die jaar. Ek dink beter gedoen as wat ons verwag het teenoor die kompetisie wat ons teenoor opgegaan het. So ja, was 'n moeilike, goeie begin gewees. Die eerste resies het Swartkops gewees. Ons het, ek dink, 5de vir die dag daar gekom, maar ek dink dit te sleg was nie. Toe het ons die East London round gemis, ander verpligtinge gehad, ongelukkig. Toe het ons Kaap toe gegaan. Kaap het goed afgeloop. Die practice was goed, ons is die vinnigste die Vrydag gewees en toe Saterdag het ons net bietjie swaar gekry. Almal vat 'n afdag so nou en dan, Adrian, take a break, have a KitKat, you deserve. So dit was 'n moeilike round vir ons gewees. Goeie racing, baie tight racing gewees, maar baie moeilik gewees.
En toe ja, toe ons nou weer op swart, nee, toe is Red Star nog gehad. Red Star het as 4de gekom, toe het die momentum gebou. Ek dink te bad was hy, want dit was die eerste keer dat ons daar was, die ander ouens het getoets die hele jaar. En toe, ja, Swartkops na die naweek, waar ons Vrydag was die vinnigste geweest pretty much, en pole gekry, wat ons baie bly oor was, my mechanic was ecstatic geweest. En toe ja, het Lightse Flag victory in die eerste race gehad, tweede race dieselfde, baie goeie racepace gehad, ongelooflike goeie racepace. En toe die derde race soos die top 8 geïnvert en ons het van 8ste af tweede toe gery in die race, wat ek dink ongelooflik was, vir spesiaal vir Swartkops, wat 'n baie tricky tight track is. So. Ja. Dan wil ek by jou hoor, wat op des aarde het gebeur? Jy het die meeste van die seisoen het jy hier op die ranglys hier bo aan die middelbankers gehang, en toe skielik hierdie naweek, toe skiet jy uit derde toe. Wat het verander? So, ek het net geklik in naweek, Pieter het hom en mechanic het ons baie harde werk in die kar gedoen terwyl ons nou weg was. En ek dink het afgepay toe vir ons. En dan moet ek ook sê, Paratus het ook die laaste van die Kaap af as hulle aan boord gewees. En hulle het all out gegaan die naweek. Die hele Suid-Afrika se hoofkantoor was daar gewees, en support en hemde, dit was so all works, en ek dink dit was nie die extra kom ons moet trots maak. So. Ja, natuurlik, en ek dink die feit dat jy verloofde langs die baan gestaan het na die finale ronde het nie skade gedoen. So. Okay. En wat is dan nou volgende? Jy het jou maatskappy waar jy eerrenne doen, daar is lieflike verloofde daar agter, kan jy sien. Jy het jou maatskappy met julle eerrenne, en daar is natuurlik dan nou, ek hoop jy gaan nou nie, jy weet jou hoed ophang hier, nee? Wat is volgende? Ons probeer vir volgende jaar te kyk om aan te gaan met die F4. Ons kyk daarna, daar's ander goed ook in die pipeline, but I can't say that too much now. Jy kan weer op Kletskompas kom gesels. Dit is iets interessant. As dit uitwerk, sal dit iets baie goed wees vir ons, vir die land ook. So ja, ons probeer dit nou, kyk of ons dit vir volgende jaar weer die seisoen kan doen nie. Want ek sê, te danke aan ons sponsors vir die jaar, het dit regtig moontlik gemaak, anders ons nie kon aangaan nie. Eerstens sou ek sê Central Cycles, hulle was die main sponsor, hulle het die hele ding aan die gang gesit met die kar. En dan wil ek volgende dankie sê aan Sign Factory, dit is ons besigheid, maar ons het ook baie tyd en moeite ingesit. En ek is seker jy het jouself goed ondersteun. Ongelukkig. En dan moet ek definitief vir Paratus sê, hulle het regtig, daar is die Managing Director Kali, hy is van Paratus Suid-Afrika, hulle het regtig gekom support, en hulle het dit gehad uitgeniet, en dan Skalk van Paratus dan weer ook. Rasmus, ja. So hulle het regtig aan boord gekom hierdie seisoen, en dit het ons baie uitgehelp. En ons hoop vir volgende jaar, omdat hulle ook betrokke is, verstaan, weer dat ons die pad verder kan stap en 'n goeie verhouding bou vir dit. En dan ja, dat is NWBC, Bouwers Autowerkstaat, SEMA Drilling Solutions, hulle almal het ietsie bygedra. En dan moet ek na Engine Convenience Center in Walvis Bay, wat nou Shell Convenience Center is, hulle het ook 'n bietjie bygedra. So elke bietjie het gehelp op die einde van die dag, en dit het ons gebring dat ons toe derde in die kampioenskap. Nie gedink was op die kaarte nie, helfte van die ander mededrywers het ook nie gedink is op die kaarte nie, maar oor ons die naweek so goed gedoen het, ons het 'n clean sweep gevat. Ons het 30 punte op die bord gesit. Oor die naweek, which is amazing, en almal was surprised geweest. So. Ek dink nie jy of ek kla ook hieroor. So, nee. Dan vertel 'n bietjie, hierdie was nou 'n Suid-Afrikaanse reeks, jy het met renjaars, nie net van Suid-Afrika en Namibië, maar ander lande, ek dink jy was die enigste Namibië. Ek was die enigste Namibië geweest, yes. Maar die ouens is top class. Ja. So jy het nou met renjaars van ander lande deelgeneem in hierdie reeks. Het jy so 'n bietjie links of regs gekyk en gedink, ons kry nou nie regtig daai tipe ondersteuning, of ons doen dit nou nie reg so in Namibië nie? Ja, nee, ek gaan nie lieg nie, die klas drywers wat ons daar, wat ek teen gery het, is regtig very top class. Soos Michael Besaidnout, wat tweede in die kampioenskap gekom het, het vroeër in die jaar gaan test in die UK, en hy het net gegaan vir 'n naweek, en hy het, ek dink tweede of eerste in daai
exhibition race, dan sê een van die races gekom, so that we can't complain. En Casey Smith wat die championship gewen het, hy gaan hy oor UK toe ook, hulle gaan doen die Formula Ford Festival, of ja, so hulle dit, en ek weet laas jaar het hy gegaan en hy het 3 van sy heats gewen, hy het ek dink 120 drivers wat gegaan het, so dis nie slouches, die is regtig die cream of the crop, dis die beste ouens wat daar is. Ja, is daar iets wat jy dink jy het geleer by hierdie cream of the crop tydens jou MSA F4? Ek wil definitief sê, soos met die data wat ons van almal kan kyk, definitief tegnieke en goed om wat ek refine het, wat ek dink nou gekalmeer het in hierdie laaste race, wat ek alles bymekaar kon sit, laat ons die pace gehad het. Maar die racecraft is dink ek definitief, almal sê open wheelers, jy kan nie aggressief soos pas, jy kan nie verby, I beg to differ. Ek het rubber op die sidepods gehad, wat dit nip en tak was, en die Kaap is definitief 'n race ook gewees, wat ek dink ons was 6 van die 8 laps was ons side by side gewees, 3 wide, meestal deur die lap, so dit was nie net van, ons het soos 'n treintjie gery nie, ons het gefight, dit was nie van, jy maak een fout en daar 3 ouens verbygekom, dit is, ja, intens gewees, ek gaan dit definitief moet. Okay, en dan laastens, voordat ons gaan, wil ek by jou hoor, jy het tydens hierdie MSA F4 reeks, was jy in Angola gewees, in 'n stadium, en jy was weer hier terug in Windhoek vir die finale, vir die renstel kampioenskappe, dis 'n kaart, 'n go-kart, vir die van ons wat nou nie weet nie. Vertel vir ons bietjie van daai ervaring by die karting finale, kom ons begin daar. So, ons het 'n paar van die races hierdie jaar gedoen met die karting, wat ons nie clashes gehad het nie, wat ons goed gedoen het, maar fitness was 'n issue waar ek so lanklaas gery het. Pace was daar, was vinnig geweest, maar ek het bietjie moeg geraak. Maar die laaste race wat ons nou gery het, het ek die dag so anders ook gevat, die eerste overall gekom ook pole gekry, 2 race wins en dan op die tweede race, so ek dink fitness het weer bygekom en ons weer meer gery het, so ons kan ook nie klaar daaroor en dit het toe veroorsaak oor ons laat in die championship was en 'n paar ransie kon ry nie, het ons tweede in die overall in daai championship ook gekom vir die Namibiese kampioenskap, so ja, ek kan geniet tweede in die Namibiese karting kampioenskap en derde in die MSA kampioenskap, ek sou sê is een van die beter jare wat ek al gehad het, so. Ja. Okay, en dan Angola, jy het tydens Angola sy glo hulle 50ste Independence in Wambu, ja. Ja, was jy daar gewees? Vertel bietjie daaroor. So, ek het die invite gekry, ek is opgevlieg, pretty much everything paid. Ek het baie goeie contacts met hulle. Hulle is soos familie, hulle support baie goed. En ja, ek het daar gery met hulle 50th anniversary race in Wambu. Goed gegaan, car issues gehad, toe kon ons die Saterdag practice, die Sondag toe ons practice, in die eerste practice toe het ons brake failure gehad, en toe in die eerste race het ons van laaste in die gery tot pretty much gebattle vir die lead en toe het ook 'n brake failure gehad, so ongelukkig kon ons nie regtig ons true pace wys nie, maar dit was 'n goeie en baie goeie mense verder ontmoet weer in goeters daar, en ironically is hulle die naweek ook hierso. Is hierdie eerskomende naweek? Ja, hulle ry nou by Tony Ras die naweek, het baie van hulle gekom, so Nelson en baie van die ouens wat ek daar vriende met is en ken en alles, hulle is die naweek hier, so almal kan uitkom na Tony Ras toe ook vir dit. Ek dink 10 Angolese karre en 2 Suid-Afrikaanse karre wat opgekom het. So it's a Tri-Nations. So ek dink dit gaan 'n interesting event wees ook. Okay. So die ondersteuning wat die Angolese vir Adrian gewys het, moet ons nou vir hulle gaan wys by Tony Ras die naweek. Hoe laat moet ons waar wees, Adrian? Moet ons spesiale klere aantrek? Nee, jy sê hempie met iemand se naam aantrek. Nelson Perel. Okay, ek sal 'n glitter poster maak. Ek sal organise en dan ek sal organise dat hy foto's stuur sonder dat hy weet hy gaan baie kwaad wees vir my, dan moet ons dit net post op die Republiek, hè. Ons sit 'n deal, Adrian. Baie dankie. Ek gaan baie kwaad wees, maar dis nie my storie nie, is maar vir hom. Ek sal mooi praat na die tyd, moenie worry nie. Baie dankie dat jy ons was, Adrian. Dit was renjaer Adrian Nel wat derde geëindig het in die MSA F4 reeks die afgelope naweek. Have you ever wondered why Grandma keeps her money under the mattress? And why is Angela uninsured?
The Namibia Financial Inclusion Survey 2025 will help us find all the answers. From 6 October till the 4th of November 2025, the Namibia Statistics Agency teams in uniforms with tablets will visit homes across all 14 regions to learn about financial access, informal banking and saving habits. Email us at info@nsa.org.na or at 061 431 3200. Daarmee die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou ons is môre weer terug om 12:30 op Netwerk Televisie. Dit is DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25 in Namibië, as ook oneup2.com aanlyn. Maar tot môre, is dit mooi bly.